Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Dankie dat jy vandag saam met ons dieper kom dink oor Jesus en die Bybel. Ons hoop dat die boodskap jou sal inspireer, jou geloof versterk en dat jy sal sien hoe Jesus in jou lewe werk. Geniet die boodskap. Ek lees vir ons uit Johannes 14, vers 23 tot 30 uit die boodskap. God is by elkeen wat in hom glo. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe, Here, hoe is dit dat U vir ons duideliker gaan wys wie U is? Maar dat die ongelowiges dit nie eens sal agterkom nie. Jesus antwoord toe, wel Judas, die saak staan so. Daar is twee soorte mense. Die mense wat my liefhet en die mense wat niks met my te doen wil hê nie. Die mense wat my liefhet, neem alles wat ek sê baie ernstig op. Die ander steur hulle nie daaraan nie. God staan 100% agter hulle wat my woorde ernstig opneem. Maar dis mos eintlik God self se woorde. Weet julle, my Vader en ek sal albei op 'n baie intieme manier deel word van daardie persoon se lewe. Ek sê dit vir julle terwyl ek tog hier by julle is. Later sal my Vader vir julle spesiale helper, die Heilige Gees, stuur. En hy sal namens my kom en sorg dat julle alles goed sal onthou wat ek vir julle gesê het. Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek los ook vir julle 'n geskenk wanneer ek weggaan, vrede. Moet dit egter nie verwar met die oppervlakkige vrede van hierdie wêreld nie. Dit is vrede wat iemand net by my kan kry. En daarom hoef julle nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekoms nie. Julle weet mos wat ek beloof het. Ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my liefhet, sal julle eintlik bly wees dat ek my Vader toe gaan, want hy is so belangriker as ek. Ek vertel julle hierdie dinge nou al, sodat julle kan weet wat om te verwag. En wanneer die dinge dan gebeur, sal dit maak dat julle my net al hoe meer vertrou. Die tyd vir praat raak nou min. Die duiwel maak reg vir sy aanval. Party mense dink mos hy is baas in die wêreld, maar hy staan nie die geringste kans nie. Hy klaar verloor, want hy het nie hou vas op my nie. Ek doen egter hierdie dinge wat my Vader vir my vra, sodat die mense kan besef hoe lief ek vir my Vader is. Kom, dit is tyd om te gaan. Nou ons is nou in Pinkstertyd en ek het gewonder, as jy dink aan Pinkster, hoe sou jy dit beskryf? Nou as ek uit hierdie geleesde gedeelte Pinkster moet beskryf, dan sal ek sê dat Pinkster is 'n floreerende lewe soos Jesus. Of Pinkster beteken om 'n floreerende lewe soos Jesus te leef. Nou hoe het Jesus se lewe gelyk? As jy kyk na Johannes Evangelie, dan sal 'n sterk fokus op Jesus se menslikheid aan die een kant. En ons hoor van die woord wat mens geword het. Ons lees van Jesus wat op 'n stadium moeg was. Hy was bekommerd, hy was hartseer. Hy het self soms van opinie verander. Hy het sy irritasie gewys. Hy was hier en daar wantrouig. Hy het 'n gewone menslike liggaam gehad. Hy het doodgewone, as jy so iets kry, familielede gehad. Sy gespreksgenote was regte mense, Nikodemus, die Samaritaanse vrou, godsdienstige leiers. En dan, hy het in 'n regte dorpe beweeg, hy het in 'n regte dorp gebly, Kapernaum. So die disippels het waarlik lief geword vir hierdie mens, en hy vir hulle. So aan die een kant Jesus se lewe, 'n groot stuk menslikheid. Aan die ander kant het Jesus se lewe daar gegaan om God bekend te maak. Daarom hoor jy in Johannes Evangelie die frase, die tyd het aangebreek. En hier van hoofstuk 12 af is Jesus besig om gereed te maak vir die groot bekendmaking. Hoofstuk 13 is dit die voete was. Hierdie prentjie van diensbaarheid, van nederigheid, van die aflê van 'n lewe. Die tethonai is die Griekse woord, wat beteken om jou kleed neer te lê, om jou lewe neer te lê, en ook dan jou deelname aan 'n nuwe lewe. So het God bekend gemaak as die een wat selflose diens en opoffering uitoefen en beoefen. Dan as jy by hoofstuk 14 kom,
dan gaan ons verder met hierdie idee van die Jesus se lewe, wat aan die een kant menslik is, maar aan die ander kant waar hy ook vir God bekend maak. So hier is 'n paar gewaarwordinge wat ek in hoofstuk 14, Johannes 14 beleef het. So die eerste gewaarwording is dat Jesus is besig om afskeid te neem, hy is besig om te groet. So hy gaan weg, maar hy sê vir hulle, ek gaan jou nie alleen laat nie, so, en al het ek vir sy kom hierdie disippels, en wys eintlik hulle menslikheid, en dit angstig gevra, weet jy, kyk na Petrus, na Thomas, na Filippus, na Judas, dan vra hulle almal vir duidelikheid. In vers 23 sê Judas, Here, wat presies beteken dit dat U vir ons gaan wys wie U is, maar nie vir hierdie wêreld nie. Net dalk het Judas gehoop dat Jesus vir ons so 'n bietjie inside info sal gee, 'n bietjie spesiale kennis. Want Jesus het tog vroeër genoem dat hy sy vader, na sy vader se huis toe gaan, baie kamers het, en dat hy vir hulle plek gereed gaan maak, en nou sê hy en die Vader gaan na ons toe kom, en huis in mense kom maak. Huis kom maak in die wat hom lief het, die wat sy woorde uitvoer. So, in die Johannes Evangelie hoor jy dat, hoewel Jesus besig is om afskeid te neem, is die ewige lewe, kan dit ook hier beleef word, hier en nou, deur Christus. Dan die tweede gewaarwording is dat ons nie alleen is nie. Hy stuur die Parakleet, hy stuur die Heilige Gees. So Johannes praat van die Gees se werk op twee maniere in gelowiges. Aan die een kant in gelowiges as individue, en aan die ander kant in gelowiges as 'n gemeenskap van gelowiges. So as hy praat oor individue, dan sê hy die Heilige Gees, die Parakleet, bring 'n wedergeboorte in ons tot stand. As hierdie geboorte is hou die lewe vir van bo af. Hy maak gelowiges deel van God se familie. Hy berei 'n plek voor in God se huis. En die Vader hy berei vir ons altyd 'n plek voor. So daar's 'n individuele uitwerking van die Gees. Dan in die gemeenskap van gelowiges. Self Prof. Jan van Rewat ons om te verstaan dat die Parakleet was is 'n konsep waar daar ryk mense was in daardie dae wat baie mag gehad het en arme mense met geen mag. Het hierdie ryk mense dan baie keer arme mense eintlik maar misbruik. En dan het dit gebeur dat van hierdie arme mense het met ryk mense bevriend geraak en eintlik maar vir hulle gunste en gawes het aangebied en dat hulle nader beweeg aan die ryk mense. So wanneer 'n ander ryk persoon nou kom en hierdie arme mense al seer maak van onderdruk, dan hardloop hulle na die ryk vriend van hulle toe. En hierdie ryk vriend is genoem dan nou die Parakletos, of die spesiale helper. In Engels praat called along beside. So om saamgeroep langs my. En ander woorde vir die Parakletos is die trooster, die voorspraak, die advokaat, die raadgewer, die pleitbesorger, die tussenganger, die helper. Nou Prof. Jan van Rewat sê as hy nou ander woorde in vandag se tyd moet gebruik vir die Heilige Gees, kan jy ook woorde gebruik soos dat die Heilige Gees is die hemelse naaldstring, dis die hemelse aarvoeding, dis die karaktervormer, dis die tussenganger, dis die helper. Dis die geestelike binnenshuise versierder. So die Heilige Gees word na gelowiges toe gestuur om hierdie koneksie tussen die hemel en die aarde lewendig te hou. Die Heilige Gees is ook hierdie waarborg dat Jesus geestelik by ons teenwoordig sal wees, by al sy volgelinge. Die Heilige Gees herinner ons ook aan wat Jesus geleer het. En aan die Heilige Gees lewer getuienis aan die nie-gelowige wêreld van sy teenwoordigheid. So die Parakletos se teenwoordigheid is eintlik maar 'n floreerende lewe in oorvloed. Die derde gewaarwording is dat met die Heilige Gees kan ons nou in vrede leef. Nou hier sien ons nog dat Johannes se Christologie, of soos hy Christus verstaan, belyn met sy pneumatologie, soos hy die Gees verstaan. So dis nie Christus hier in die Heilige Gees daar nie, as 'n belyning
tussen hierdie twee. So pneumatologie is dat die Gees kom oorbrug die hemel en aarde se grens. Dit oorbrug die grense in tyd en ewigheid. Dit bemiddel die gawe van ewige lewe, dit bring redding. En daarom sê jy lees in Johannes 14 vers 1 dat gesê word, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. En dan Johannes 14:27, vrede laat vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Interessant, hierdie idee oor vrede is dat dis eintlik 'n sosiale en politiese kritiek wat gelewer word teen die klimaat van die dag, wat eintlik in die Pax Romana die groot vrede omvat word. Die woord wat vir vrede hier gebruik word is Irene, en dis vertaling uit die Hebreëse woord Shalom. Nou Shalom is meer as net die afwesigheid van konflik, wat eintlik maar die Pax Romana was. So was nie konflik gewees nie. Maar Shalom is eintlik die Engelse praat van 'n profound idee van holistiese welwese, van holistic well-being, of om my woord te gebruik van 'n floreerende lewe. So Pinkster is om soos Jesus 'n floreerende lewe te leef. En sy teenwoordigheid in ons lewe maak dit ons floreer. Dat ons vrede kan beleef. Dat ons die Parakletos kan beleef, dat hy vir ons help, dat hy by ons is. Die vierde gewaarwording is dat 'n vraag wat eintlik by my begin opkom het, maar hoe werk die Gees in my of in ons lewe vandag? Hoe lyk dit prakties? So hoe help hy ons om te floreer as mense? Hoe help hy vir ons? So die eerste ding wat ek sien is dat as jy kyk na Jesus se lewe, dan het dit hierdie menslike kant in dit gehad. En so die Gees doen in ons elkeen 'n individuele werk. Ons praat maar baie keer van 'n geestelike formasie. So hy werk die vrug van die Gees, werk in ons lewe in. Dat ons meer liefdevol raak. Dat daar meer vreugde is. Vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En al hierdie dinge wat ek genoem die vrug van die Gees is eintlik maar tekens van 'n floreerende lewe. Die tweede manier waarop ek sien hoe die Gees in ons lewe werk, is dat soos wat Jesus lewe God bekend gemaak het, gee die Gees vir ons gawes. In Korintiërs 12 en Romeine en Efesiërs, Petrus, is 'n paar lyste van die gawes van die Gees. En hoe ek dit sien is dat daar is baie keer 'n behoefte in 'n gemeenskap. En dan gee die Gees gawes sodat genesing kan plaasvind, gesondwording, dat dinge beter gemaak kan word. So die Gees is besig in jou en jy word ook uitgenooi om jou gawe in die gemeenskap uit te leef. As jy dan in jou lewe vandag, dan verstaan jy altyd waarmee God besig is. Ons weet hy's in die werk. So aan die ene kant weet ons, hy werk hier die vrug van die Gees in ons lewe in. Aan die ander kant weet ons, hy bekragtig ons, sodat ons in die gemeenskap hom bekend kan maak en dit beter kan maak. Maar baie keer dit soek ons al in ons lewe. En as ek vir myself kan praat, so dink terug oor my lewe, dan in verskillende fases van my lewe, het hy my gehelp te floreer. Soms was die Gees vir my 'n helper gewees. Ander keer het ek die belewenis gehad dat die Gees soos 'n advokaat is. Soms is die Gees diep besig in my lewe om hierdie geestelike binne sy se versierder te wees, om goed binne my 'n bietjie reg te skuif. Soms het die Gees my bekragtig, regtig vir my iets laat doen wat ek geweet het, dit kan nie ek wees nie. Ja, maar hy het hier deur my gewerk. So,
Ek wonder waarom is die Gees besig in jou lewe vandag? Hier waar jy sit en luister. Hoe help die Gees jou om te floreer? So as ek dink aan Pinkster, as ek dink aan 'n florerende lewe soos Jesus, dan lyk dit vir my Pinkster of 'n kenmerk van 'n Pinksterlewe is om net mens te wees en om lief te wees. En hierdie liefde is baie keer deur om my gawe uit te leef, deur dit beter te maak rondom my. Anders gestel, om in Pinkster gaan daaroor om 'n florerende lewe van liefde te leef. En ons kan dit doen, want die Gees is teenwoordig in ons lewe. As ek ter afsluiting net dit kan 'n opsomming kan lees van wat ek geskryf het. Pinkster is 'n florerende lewe na Jesus. Jesus was ten volle mens. Hy is die woord wat mens geword het. Hierdie mens het moeg geword. Hy was bekommerd, hartseer en soms geïrriteerd. Glo dit of nie, hy het ook al van opinie verander en was wantrouig in verhoudinge. Hy het God ook om bekend maak as selflose diens en opoffering wat vrede is. Hy het floreer. Die uitnodiging aan elkeen van ons is om bewus te word dat die Heilige Gees, die Parakleet, as spesiale helper binne in elkeen van ons, die vrug van die Gees laat groei. Ons word meer en meer mens. En as deel van 'n gemeenskap van gelowiges word ons ook bekragtig met gawes van die Gees, wat ons op 'n selflose en opofferende manier in liefde kan aanbied, sodat ander mense vrede, sy vrede, kan beleef. Ons floreer. So die kuns van 'n florerende lewe, wees mens en wees lief. Ek lees graag sommer vir ons 'n gebed van Teresa van Avila. So jy is welkom om jou oë toe te maak en dan lees ek vir ons hierdie gebed. Mag daar vandag vrede in jou binneste wees. Mag jy God vertrou dat jy is waar jy bedoel is om te wees. Mag jy nie die eindelose moontlikhede vergeet wat gebore word uit geloof nie. En mag jy die gawes gebruik wat jy ontvang het en die liefde deurgee wat in jou gees. En mag jy tevrede wees, wetend dat jy kind van God is. Laat God se teenwoordigheid in jou beendere rus en gee jou siel die vryheid om te sing, te dans, te prys en lief te hê. Amen. Mag jy 'n besonderse Pinkstertyd beleef, 'n tyd waarin jy as mens kan floreer, soos wat Jesus floreer het. Dankie dat jy vandag saam gereis het. As die boodskap vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan ander. Om meer uit te vind oor Ekerk, besoek ons by www.ekerk.org. Tot volgende week. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.